Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, waar jy ook al is in die wêreld van leeu rugby. Ek is Hendrik Fourie en hierdie is my Leeu's of Lions rugby podcast. Baie welkom. Ons gesels vandag oor die URC. Eerskomende naweek speel die Leeu's weer en ons speel teen Glasgow en ons gaan bietjie gesels spesifiek oor ons wedstryd teen Glasgow. Natuurlik, soos jy sekerlik weet, lê Glasgow heel bo aan die punteleer in die URC en ons lê 5de. Die Leeu's het 43 punte, Glasgow het 55. So alles is nog daar om voor te speel. Die span wat 9de lê, dink ek het 39 punte, so dis nog baie close. Enige span kan basies nog uit die top 8 val, sê van nommer 4 af, en 'n hele paar spanne buite die top 8 kan hulle self nog daar inspeel. So nog niks is vas in terme van die Leeu's se top 8 posisie nie. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Glasgow. Glasgow het natuurlik hierdie afgelope naweek in die EPCR Championship teen Toulon verloor 22-19 as ek reg onthou. Dis 'n baie goeie wedstryd gewees. Ek het dit nou net weer gekyk. En op grond van dit gaan ek my opinie gee oor wat ons die naweek kan verwag en wat gaan voorlê. Natuurlik, soos jy weet, is Franco Smit die afrigter daar en hy het homself al oor en oor bewys as een van die top afrigters in die wêreld. So ons kan verwag dat Glasgow Suid-Afrika toe kom met mening. Hulle speel hierdie naweek die Leeu's en naweek dan na die Stormers in Kaapstad. Die Glasgow is in my opinie een van die top spanne in die wêreld. Hulle lê bo aan die URC punteleer en hulle het tweede geëindig in die EPCR in terme van die rondom talie wedstryde. Glasgow is nie verniet een van die topspanne in die wêreld nie. Hulle het 'n fantastiese verdedigingspatroon. Almal weet wat om te doen en wanneer om dit te doen. Hulle verstaan mekaar. En hulle is regtig 'n gevaarlike span in daai opsig. Hulle het goeie kommunikasie, verstaan mekaar se spelpatroon. Ek dink hulle verstaan die afrigter verstaan hulle en hulle weet wat om te doen en wanneer om dit te doen. Glasgow is 'n baie gebalanseerde span en moenie sonder handskoene aangepak word nie. Daar is egter 'n paar goedjies van hulle spelpatroon waaroor ek vinnig wil gesels. Glasgow is uit en uit 'n hardloop rugby span. Dit moet jy verstaan. Hulle 80% van die balle wat hulle kry, speel hulle wyd of ten minste verby die nommer 10. Hulle is baie fiks. Hulle hou daarvan om selfs uit hulle 22 uit aan te val en te hardloop. Hulle is baie lief, net soos die Leeu's, vir vinnige turnovers en om dan die druk op die teenstanders te plaas. Iets wat hulle amper glad nie doen nie, iets wat nogals eg is aan Suid-Afrikaanse rugby is die pods, waar die voorspeler 'n pod van 3, gewoonlik is dit 3 spelers of 4 miskien partykeer vorm en dan die voordeellyn aanval. Hulle doen dit basies glad nie. Hulle sal een voorspeler hê wat die voordeellyn aanval, maar dan dadelik daarna sal hulle weer wyd speel. Hulle probeer ook die afbreekpunte vinnig skoonmaak, alhoewel ek sal sê dat hulle balretensie in kontaksituasies nie altyd fantasties is nie. Dis een van hulle swakpunte. Iets wat hulle nie doen sommer nie is wat ons sal noem leg tackles, en dis iets wat die Leeu's nogal sterk op is. Ons hou daarvan om spelers direk te stop en daarna te speel vir die bal. Glasgow gaan direk vir die bal saam met die tackle. So hulle konsentreer min op leg tackles, hulle doen, for want of a better word, ball tackles. En en hulle speel eerder wyd as wat hulle met die voorspelerspel aanval. En ek sê hierdie dinge gebaseer op hulle laaste wedstryd teen Toulon, want dit is die mees onlangse analise wat 'n mens kan doen. Ek dink wat Glasgow betref,
En as daar swakpunte is, dan is dit die volgende. Hierdie sal hulle 5de wedstryd in 'n ry speel, in 'n ry wees met hulle topspelers. En hulle mag dalk, ekskuus, dit was Louis en Lucas in die agtergrond. En hulle mag dalk van hulle sleutelspelers rus in die lig daarvan. Ja, soos ek gesê het, die Glasgow, as hulle swakpunte het, dan sit die volgende. By die afbreekpunte, tackle balls en so aan, en veral as daar turnovers is en die ander span kry vinnig die bal en sal miskien die bal skop, dan is hulle voorspelers nogal stadig om terug te val. Ek dink nie dis dat hulle lui is nie, ek dink dis maar net deel van hulle spelpatroon dat hulle verwag die agterspelers moet weer vinnig by hulle uitkom. Hulle verdediging wyd, defense out wide isn't great. Soos ek sê, balretensie in kontaksituasies is nie fantasties nie, en by die lynstande is hulle effens kwesbaar. Meeste van hulle balle gooi hulle in die middel of heel agter. Dan Glasgow se sterkpunte, of ook nog deel van hulle spelpatroon is, hulle nommer 12, Tepolotu, speel altyd, hy val altyd die voordeellyn aan. Dis maar deel van hulle spelpatroon, hy gee nooit die bal uit nie, hy hardloop altyd in kontak in, so dis maar iets waarop ons kan staat maak dat dit gaan gebeur. Stafford McDowell, hulle nommer 5, hulle nommer 13 het 'n ongelooflike goeie lang uitgee, en een van hulle drie teen Toulon het so gekom met daai lang uitgee. Hulle, soos ek vroeër gesê het, hulle hou daarvan om uit hulle 22 uit te hardloop. Hulle val gereeld aan met ligskoppe. I don't think they do as many up and unders as the Lions do. I think they prefer to play ball in hand, but when they do that, they put a lot of pressure on the opponents. En hulle val eerder dan aan met hulle agterlyn as hulle kan. Hulle speel vinnige fases, Nessie Lewis, en hulle is baie gedissiplineerd. En ek wil sê Nessie Lewis, die Lewis was die afgelope ruk baie gedissiplineerd, en dit is nogals 'n riem onder die hart. En rondom net bietjie statistieke, hulle baldra, carries, their passes and turnovers won was the highest thus far in the EPCR. So hulle speel baie dieselfde tipe patroon as die Lewis, 'n bal in hand, aanval en so aan. Then there are some important players to watch. I would say some of the notable players on the number 8, Jack Dempsey, Zander Fagerson, number 3, also Scottish international, Stafford McDowell at 13, Zander Fagerson, mentioned him, Rory Dodge, their number 7 flank, really good, and Josh Mackay at number 13. So daar's 'n regtig paar uitstaande spelers. Dit gaan interessant wees om te sien of hulle al daai spelers gaan speel Saterdag, en of hulle van daai ouens 'n ruskans gaan gee na 4 intense wedstryde. Rondom die Lions, en wat ons verwag van die Lions is dissipline. Iets wat deel is van ons spelpatroon is hoë tempo vir 80 minute lank. Ons moet die hoë lugdruk gebruik tot ons voordeel. Ons lynstande en ons lynstaan rolmaal verdediging is nog nie wat dit was nie, so ek hoop regtig om 'n groot verbetering daar te sien hierdie naweek. En ons moet groot druk op hulle agterlyn sit. Ons moet 'n push defense hê, en ons moet punte vat as dit op die bord kan kom. As ons 3 kan vat, moet ons 3 punte vat. Op hierdie stadium is 'n wen die heel belangrikste, en ons moet begin regmaak vir uitspeel rugby waar slegs die wen nodig is, en bonuspunte kom tweede. Nou ja, van my, Hendrik Fourie, en hierdie vinnige kort podcast van my oor Leeu rugby. Ek hoop jy het 'n wonderlike week en 'n wonderlike naweek. Sien julle Saterdag by die park.